Dis cool. Kom ons hou hom so. Ons hou die logistiek so maklik as moontlik dat ons die boodskap daar buite kry. Bin, jy vra vir my van hierdie mense. Jong, hulle is maar almal deel van wat ek altyd beskryf as die bospaparazzi. So hulle is nie regtig joernaliste nie. Hulle is mense wat meestal maar op social media sit, probeer om 'n gevolgie op te bou, drama te veroorsaak. Ek sien haar pos is gerepost op twee baie interessante plekke by Johan Melvin en by, ek weet nie of julle die ouetjie ken, die John Oosthuizen. Hy's so 'n linkse skrywer wat hy skryf vir versekerde koerante en goeters. Skus daar buite. Ek gaan nou 'n bietjie konsentreer hier. So skus, hier's net 'n ding wat gaan my aandag aflei. Right. So wat nou hier baie interessant is, Bianca sê nou ek is nou besig om blykbaar haar nou die laaste 2 jaar te stalk. Maar sy is die ene wat vanoggend deur oggendtraffic van Johannesburg af in haar Uber gery het. Sy het met 'n Uber daar aangekom. Met 'n Uber gery het om by Pretoria Noord in 'n hof 'n foto en 'n video van my te kom neem. Maar ek is die stalker. Verklaar daai een vir my. Help verklaar daai een vir my. Wat verstaan ek nie hier nie? Ja, ek ook nie. Dis hoekom ek sal like om te weet as Bianca ook dalk kan kom en verduidelik, jy weet, hoe stalk jy haar? Miskien, ek weet nie, is daar 'n misverstand, jy weet. Julle as julle Bianca sê, dis Bianca van Wyk, sy dalk ook dit wil dalk kom opklaar. Jy weet, ons kan dalk met mense praat op 'n, jy weet, op 'n diplomatisiese manier en ek seker die ding kan uitgesorteer word, want weet skalk ek net 'n video gesien daar waar sy sê daar's 'n langer video, dit lyk vir my soos 'n short clip wat nie eintlik vertel het presies wat aangegaan het nie. Daar kan seker 'n langer video wees. Ek weet nie hoe lank was hulle besig om ons te video nie. Ek weet nie. Wat baie keer gebeur by hierdie hofsessies van ons, elke keer tydens hierdie hofsessies word ons mos nou maar geïntimideer, dan daag Johan Melvin kamstig daarop, dan daag 'n ander bospaparazzi daarop, dan moet Bianca kom foto's neem. Onthou, dis alles diversion tactics hierdie. Dit is om mense se fokus af te lei van wat in die saak gebeur. En die saak is op die punt waar, en ek kan dit sê, waar die staat se saak heeltemal ineengestort het. So met ander woorde nou moet daar diversions geskep word. En dis elke liewe keer wat hierdie goed afspeel. As dit nie 'n Johan Melvin is nie, dan is dit 'n Bianca, of dit is die Klaar self wat daar opdaag, en dan intimideer hulle mense sommer daar in die parkeerarea, wat die vorige keer gebeur het. Dis maar die normale trant wat in die saak aan. Of hulle neem ons registrasieplate af. Of neem registrasies af, of verstaan jy, dit is mos nou maar, dis hoe hierdie mense mos nou werk. Onthou, ons verweer, van begin af, is hierdie 'n moerse swart smeerveld tog teen ons. So ek verwelkom eintlik die goed wat hier gebeur, want dit stel in elk geval presies dit wat ons later voor die hof moet plaas indien nodig. So Bianca het daar gesê op die video dat jy 'n harassal vir 2 jaar. Wel, dan moet sy vir ons kom wys waar is die harassment vir die laaste 2 jaar. En bin sy is dan nou 'n sterk liberated woman wat alle regte ken. In daai geval dan moet sy mos nou maar hof toe gaan en maar harassment order teen my kry. Maar hoekom daag sy dan in 'n ander stad op by 'n hofsaak waar sy niks te maak het nie? En volgens haar wou sy nou met my prokureur en die staatsanklaer praat. Hoekom? Wat 'n belang het sy by my prokureur en die staatsanklaer? Sy is 'n lid van die publiek, sy is nie joernalis nie. En dan wil ek die volgende sê. Bianca moet hierdie een vraag vir my dan kom antwoord. Ek hoop sy kom klim hierin. Bianca, was jy vandag binne in die hof tydens die hofsessie van Skalk en Leonie van der Merwe, die staat versus Skalk en Leonie van der Merwe? Was jy daar? En ek kan die antwoord vir jou gee, was nie daar nie, want die aanklaer weet wat buite die hof gebeur het, en die aanklaer het gesê, niemand gaan tydens die hofsessie in die hof toegelaat word nie. Want dit is die hoeveelste keer wat hierdie mense kom en die hof ontwrig. En hulle was al gewaarsku deur die hof self, deur die landdros self, waar die landdros gesê het, hierdie goed mag nie gebeur nie. Ja. Ek sien sy sê daar sy in die video dat sy voel, as ek nou nie verkeerd is, het sy gesê haar lewe is ook in gevaar of iets. En omrede Bianca sê, is Bianca van Wyk. Kan ons die video gou weer luister? Jy kan die video maar weer luister, ja. Ek wil net gou my punte reg kry. A lot of us look the other way.
However, I've got certain rules. The moment you stalk my family, or you mention my family, or I blocked you continuously, but you still mention me, then I know there's a problem. And now I'm not someone that normally goes this way because, I mean, I have chosen. Kan net gou vraag, stalking a family. Do you guys know who a family is? Jy's gemute. Hi Ben, yes, ek weet inderdaad wie haar man is want ek het voorheen met haar man gekontak en met sy prokureurs gekontak en hoe dit gebeur het is dit is inderdaad 2 jaar terug gewees. Het sy 'n moerse kampanje teen my en Leonie gehad waar sy iewers tussen 70 na 80 video's oor ons gemaak het. Hoor jy wat ek vir jou sê? 70 na 80 video's toe waar sy die publiek probeer oortuig het daar buite ek is dan nou hierdie moerse scammer en hierdie moordenaar en hierdie verskriklike bad guy. En ja, in daardie geveg het ek inderdaad uitgevind wie haar man is en daar is 'n kontak met haar man en daar is gevra, is jy bewus daarvan dat jou vrou besig is met al hierdie goed op social media, want as daar eise ingestel word, gaan dit 'n baie groot reperkussie vir jou en jou familie hê. So ja, maar nee, ek het nooit haar man gestalk of haar familie gestalk nie. Okay, kan dit gou aangaan? Social media to stand for certain things, so I realize that it will be unpopular amongst a certain crowd. But when, after 2 years that you've been through this process, and let's say the person is out on bail for conspiracy to murder, and in 2026 they mention you again and mention your family, then I honestly think that you have done, if you've blocked them, if you haven't engaged with them, then it's time to actually take certain steps. So, Okay. Hy vra dat jy net gepos. Ek wil dat jy gou pause. Hannes Lottering is hier. Nou sê Hannes, Skalk posted photos of Bianca's husband and what he does. Ja, 2 jaar terug. Hannes, jy was die persoon wat 'n week gelede weer eens Bianca se video's wat destyds verwyder is van TikTok af as gevolg van community rules weer begin repost het. Jy, Hannes, het dit begin repost. Jy het weer vir Bianca op die voorgrond gebring omdat jy weet Bianca sou 'n groot geraas gemaak het en maar net weer almal se aandag divert het van wat in die saak aan die gang is. So ek is bly jy is hier so Hannes. You repost. Jy kan gaan kyk op sy TikTok blad. Scroll so 'n bietjie af. Jy sal ou video's van Bianca kry wat Hannes so week terug weer begin repost het. Ja. En toe het jy laaste net 'n video gemaak wat jy ietsie geadresseer het oor haar waar sy jou in getag het in 'n video, korrek? Ja, ek het basies in 'n video 'n obiter opmerking gemaak en gesê daai tyd het sy kom huil in my oor en gesê ek moet haar uitlos. En ek het haar uitgelos. Ek het haar uitgelos en sy het my uitgelos. En toe net nou omdat daai video gesurface het sy nou besluit om op te daag by die hof. Ja, toe word ons mos nou weer geïntimideer en gedreig deur die haatgroepie van Bianca moet nou vir my kom opvolk. Bianca moet mos anders gebruik ons altyd 'n vrou om sy vuilwerk te kom doen. Toe moet Bianca nou weer by die hof opdaag en my kom opvolk. Kylie, sorteer gou jou honde uit. Ek skryf jou maar. Sorteer jou honde uit. Daar herken ek dit. Daar herken Hannes Lottering dit. Ek het 2 van Bianca se video's gerepost. Hannes, hoekom het jy dit gedoen? Hoekom trek jy weer vir Bianca van Wyk in hierdie ding in? Kyk, hier kom Hannes in. Goeienaand Hannes. Goeienaand Hannes. Hallo. Hi, goed en jy bin. Dit Skalk praat ook weer eens in die hele waarheid nie. Hy het 'n video opgesit van waar hy sê Bianca hom gesmeek het aan huil het. Asseblief Bianca. Wat sê jy? Skalk is die waarheid of nie? Nee, is die waarheid of nie? Wie het eers repost? Ek het gerepost. Okay. Toe gaan jy en voorgee. Shut up, kan ek gou gepraat? Moenie met my. Kan ek gou praat? Hannes, dit's gou vir my. Mense gaan nie op mekaar hier skree en oor mekaar praat nie. Niemand gaan vir mekaar sê shut up nie. Ons is nie in kleuterskool nie asseblief. Kan ons mekaar adresseer met respek? Soos ek jou adresseer. Okay, nou kan ek geleentheid kry om te praat. As Skalk sou bly sodat ek kan praat.
Is dit aanvaarbaar, kan ek praat? Okay, Skalk het 'n video gemaak 'n week gelede waar hy voorgee dat Bianca hom gesmeek het om hom aangespreek het as minister van der Merwe en sy hom gesmeek het dat hy haar asseblief moet uitlos want sy kan dit nie meer hou hoe Skalk haar tuister nie. Wat bullshit is. Toe maak Bianca 'n video en sy sê hierdie ou is delusional. Jy kan die video's gaan kyk, dis op haar dinges. Maar nou gee Skalk 'n heeltemal ander prentjie weer soos gewoonlik. So dis eintlik wat ek wou sê oor hierdie ding. Okay, maar nou wat gee hulle die reg? Hy is nie altyd die Angan, wat gee vir hulle die reg Om wat te maak? hom te gaan? Kan ek klaar praat? Wat gee dit vir enigiemand die reg om hom te gaan tuister by die hof? Sy sê daar in haar video self, kyk, sy het daar gestaan, sy het gesê sy gaan hof toe, want hy het gesê, hy wil haar graag by die hof hê. Toe sê sy, okay, dan kom ek hof toe. Gaan kyk haar vorige video. In alle geval, toe kost hy daar vir haar. Skalk, en hy wil nie, en dis nonsens, dat mense nie in die hof mag ingaan nie. Hy probeer almal uit die hof uithou, hy hou nie die vorige... Hannes, was jy by die hof? Nee, ek was nie by die hof nie, ek was op vorige geleentheid, toe die hou nie kry om my daar te verwyder, en toe sê ek, Omdat jy die hof ontwrig het. En ek het 'n finale harassment bevel teen jou. Ek het nie En hoekom was jy ons is daar? beleiding Om in mense te intimideer. Toe het sekuriteit jou verwyder. want kan jy ek praat, kan ek Ben, kan ek antwoord? Daai harassment, die finale harassment bevel is nog nooit op my beteken nie. Die ding wat hy gehad het, bevel die 26ste Desember 2025. Dis Nee, die datum wat hy bevel het. 27. So ek nee, wie wat, ek kan hof toe gaan as ek wil, dis 'n oop hof, daar's nie 'n kamera nie, niemand gaan my daar uit die hof uithou nie, en ek het die sekuriteit ou dit gesê. Skalk wil nie hê Maar ons dit in hof met toe my gaan te nie, doen, en hy wil nie hê mag ons moet weet wat daar aangaan nie. Ben, jy word alweer 'n heeltemal Ag, vals. Ek het die dokumente, Hannes, die hofdokumente. Wag Sy se bevel teen my. Hannes, gaan ek vir Skalk 'n beurt gee om te praat? Ben, jy word alweer heeltemal 'n vals beeld probeer skep. Ek is op rekord herhaaldelik waar ek sê almal het die reg. Inteendeel, ek verwelkom en nooi mense uit na ons hofsessies en veral joernaliste na ons hofsessies toe. Ek is nie besig om enige iemand uit 'n hof te hou nie. Die probleem met Hannes en sy kronies, soos byvoorbeeld Bianca van Wyk is, hulle kom ontwrigtend en daarom verjaag die sekuriteit hulle elke keer. Dis wat eintlik hier aan die gebeur is. Enigiemand kan die hofsessie bywoon. Dit raak so ontwrigtend. Julle moet nou baie mooi hoor wat vandag gebeur het. Dit het so ontwrigtend buite die hof geraak dat die aanklaer, nie Skalk of Skalk se prokureur of Leonie nie, die aanklaer gesê die hof se deure word toegemaak en tydens ons sessie word die hof skoongemaak. Niemand mag binne in die hof wees en die hof gesê is reg. En Bianca was nie in die hof gewees nie, want sy mag nie in die hof gesit het nie, want hulle was te ontwrigtend geweest. Okay. Sê gou vir my, was daar enige media in die hof? Geen. Daar's nie media nie. Niemand sê En toe jy uit die hof uitgeloop het, was daar media wat toe foto's geneem het of wat ook al? geen. Niemand was daar geweest nie. So die enigste persoon wat daar was Bianca van Wyk. Bianca alleen was vandag afgevaardig geweest om die hofverrigtinge te kom ontwrig. Hulle stuur gewoonlik so een van hulle kronies met 'n opset sessie. Hy het Bianca ook genooi en hy het haar genader, nie sy hom nie. Christel, hou op leuns vertel. Ek is op rekord waar ek sê, en ek het dit mos nou net in hierdie live ook gesê, Skalk kan nie mense verhoed om in 'n hof in te kom nie. 'n Hof is 'n oop proses. En toe Bianca en julle in die haatgroepie my weer eens begin dreig met Bianca wat nou vir my gaan kom kak maak, het ek mos nou gesê, dan moet Bianca hof toe kom. Inteendeel, ek nooi haar, kom hof toe en kom sit rustig soos 'n normale beskaafde mens in die hof en gaan rapporteer dan nou maar vir jou maatjies daar buite. So wat het sy wag net Hannes, ek sal praat, ek sal vir jou kans gee. Jy was nie daar nie, so ek vra. So wat ek weer wou gevra het is wat het presies gelei tot hierdie oomblik, of wil jy nie eintlik daaroor praat eers nie? Ek sien dit frankly is 'n non-issue. Dis maar net weer 'n diversion omdat hierdie mense weet, as die mense weet wat regtig in daai hofsaal aangaan,
is hulle narratief op 'n einde. Dit is hoekom hulle elke keer divert. Dit is wat hier aan die gebeur is. Dis niks anders nie. Dis intimidasie, dis diversion. By 'n vorige baie onlangse hofgeleentheid is byvoorbeeld buite die hof is daar by mekaar gekom deur Hannes self en 2 ander persone. Hulle het in die hofgebou inbeweeg. Hulle het vir Leonie gaan intimideer en foto's van haar geneem. Leonie het gaan kla by die sekuriteit en die sekuriteit het hulle verwyder. Wat het Leonie dan verkeerd gedoen? Jy verstaan? Hierdie keer daag Bianca wat niks met die saak te maak het nie. Sy kom rapporteer ook niks terug van die saak nie. Sy kom sê nee, sy wil met die aanklaer en prokureur praat. Oor wat? Vir wat? 'n lid van die publiek het niks te maak met die aanklaer of die verdedigingsprokureur nie. Sy kan in die hof sit. Sy kan mos in die hof sit en sy kan mos die hofsessie bywoon en dan mag gaan rapporteer as sy wil rapporteer. Dis reg. Ek wil gou vir Hannes 'n vraag vra. Hannes, weet jy dalk hoekom sy die naam van die prokureur wil hê en die naam van die aanklaer? Okay, ek gaan jou nou daai antwoord. Ek wil net op Skalk se ding wat hy gesê het. Ek het geen foto's geneem. Moenie divert nie. Nee, ek sê nie, ek het geen foto's geneem by die hof nie. Nee, ek divert nie. Ek gaan nou jou naam antwoord op daai vraag. Ek sê net ek het geen foto's by die hof geneem. Okay, punt. Okay. Antwoord maar op die tweede vraag dan. Die eerste vraag. Het foto's geneem. Die net 'n foto Okay, nou wil jy weet. Die 'n foto neem. En mind you, daai foto is dadelik op die haatgroep gegooi om my te verneder. En daar is 'n kriminele dossier teen Dien en jouself en die Badenhorst vrou oopgemaak. Daar's 'n kriminele dossier vir intimidasie. Wie nee, ek is al so siek vir jou kriminele dossiere. Ek is al so siek vir jou kriminele dossiere. Plaas jy net ophou met daai bullshit. Jy gaan nie regkom met dit nie. Wat is die vraag wat jy gevra het nie? Hannes, ek is nie by die hof nie. Trouman as 'n derde, 'n onbetrokke derde, was so geïntimideer dat Trouman, jy weet dit, 'n harassment bevel teen jou gaan verkry het en 'n kriminele saak teen jou. Daar wat naby Trouman daaraan. Ag, Trouman, Maar daar's weet nie ook wat jy foto's van praat sy bullshit. registrasieplaat geneem. Jy praat dis Maar Hannes, wie die foto's geneem ja, weet jy wat? Foto's van Trouman geneem. Daar's wat ek net sê. Wat gebeur as Leonie jy intimideer deur vir Trouman te stuur om hom te intimideer. En kom geïntimideer. Ja, en Trouman het nee, wag. Stop. Trouman het foto's geneem van die dinges van die ek meen die staatsgetuie. Hy het foto's geneem op jou aandrang. So jy is meer in die moeilikheid as enige ander. Maar kom ons gaan daai dag gedoen Kom ons om praat te nie oor dit nie. intimideer. Nee. Wat het ek gedoen om hom te intimideer en jou te intimideer? Jy het Trouman gestuur om te wys en hom te intimideer. Hy het dit also video. Hy het dit also video. Ek het nie wat gestuur om iets te doen nie. Trouman was nie eens binne in die hofgebou nie, hy het vir jou nie buite die hofgebou afgelaai. Nee, hy was saam met my in die hofgebou. Hy was ons het saam uitgenooi. Okay. Kry jy dat jy die dinge sal kry die sekuriteit om my te kom aanspreek. Jy het die gekry om my te kom uithaal want sê ek mag nie. Ja, jy hoort nie. Hoekom hoort ek nie daar nie? Ek gaan Oop hof. Dis oop hof. Ek wil 'n vraag vir Hannes vra. Ek gaan en ek het daai ou gesê. Voordat jy 'n vraag vra, wil ek net by my Vra vraag maar, eers Skalk. kom. Wag, Hannes, Okay. wat is die doel van dat Bianca van Wyk daar in die hof gestaan het om te vra vir sy prokureur se naam en die aanklaer se naam? Wat het dit te doen met enigiemand behalwe Leonie en Skalk? Want hulle is die mense wat voor die hof moet staan. Okay, ek weet nie hoekom sy die aanklaer en die ding se naam wil hê nie. Ek en Bianca is nie vriende nie. Ons sien mekaar nie. Die beste sou wees om Bianca hier te kry dat sy haar storie kon vertel hierson. Hoekom het sy dit gedoen? Nee, dis reg. Ons sal Ek weet dat Skalk haar uitgenooi het om hof te kom. En sy het wel Ek het haar invite. Ek het vir gesê sy is welkom om te kom. Ek het vir gesê ek gaan 'n live kry. Okay, dis al wat ek jou wil gevra het en dan het dan Skalk gesê wil jy 'n vraag vra. Kan ons nie oor mekaar praat nie asseblief, hoor? Dankie. Okay. Hannes, by die tweede laaste hofsessie het jy Dien van Koller wat 'n staatsgetuie is wat steeds onder eed is en nog nie gekruis ondervra is nie, en jou destydse meisie, 'n dame met die naam van Badenhorst, saam in 'n motorvoertuig opgedaag, 'n Mercedes motorvoertuig. Julle is vandag in die hofgebou in waar julle foto's jou meisie het probeer om 'n foto van Leonie te neem en buite die hof het Dien van Koller inderdaad foto's van Trouman en sy voertuig geneem.
Nou is my vraag 'n baie eenvoudige een vir jou. Wat het Dean by die hof gesoek saam met julle? Want hy moes nie daardie dag by die hof gewees het nie. Dit was 'n blote uitstel van die saak. Hoekom was Dean dan by die hof gewees? Jy het hom gaan haal, jy het hom gaan haal. So obviously hy sou vir julle Dean toch kan gesê van het, waar hy- hoekom- Ek het hom gaan haal, natuurlik het ek hom gaan haal. Hy het my Korrek. gevra, kan ek hom 'n lift gee? Toe gee ek hom. Korrek. So Want hy hoekom was hy weet by ek die gaan hof? Maar hoekom was hy by die hof? Wat het jy dan gesoek? Nee, wag. Dit moet Jou nie my ek skuld. mag nog gaan as ek wil. Ek kan die hofsaak bywoon van die mense wat my wou vermoor het. En ek gaan Jy kan bywoon alles, jy kan Ek gaan dit weer bywoon, die vraag is nie bywoon. vir jou nie. Maar ons nooi jou uit. Hoekom probeer jy my weghou as ek so gaan? Ek weet nee, ja, jy nooi my uit, maar dan jy nooi my uit om te gaan. En dan wanneer ek kan ek praat, ek sê jou wie spreek beurt op die oomblik. Hulle nooi my nou uit om te gaan en wanneer ek gaan, dan probeer hulle my verhinder om te gaan. Dan kry die sekuriteit om my te sê, hoorie, ek mag nie daar wees nie. Dus ek gaan sien nie Landros, dan sê vir Landros, jy gaan my nie keer nie, ek gaan nie ingaan. En ek het ingegaan. Dis wat gebeur. Hulle wil nie hê mense moet weet dat na hof aangaan nie. Dis wat Hannes, ek het Tot die hof aan, enigiemand kan nou binnekom sit. enige kan in hof gaan kyk klaar praat. Hannes, ek het self die foto's gesien wat julle geneem het. Hoekom moet julle na die hof toe gaan en foto's ek het geen foto's neem? gesien. Ek het geen foto's gesien. Mag ek klaar praat, Hannes? Hoekom moet julle as Ja, 'n jy mag. groep collective mense gaan na hof toe om foto's te neem? My vraag is, julle kan foto's neem seker as julle wil, julle kan doen wat julle wil en in die hof toe gaan. Maar vir my klink dit meer soos julle doen dit want julle soek sensasie. Want jy het niks anders te doen behalwe dat jy nou sê dit is omrede hulle jou vermoor het of bla bla bla. Maar hoekom foto's dan neem? En hoekom neem foto's en julle het op die groep gesit en goed Okay, maar dit? Wat baat dit die hele storie? Is dit vir sensasie Okay, of is dit vir geregtigheid? mag ek verduidelik wat daar gebeur het? Kom ek verduidelik jou wat gebeur het, né? Ek het geloop en ek het na die een ingang, of 2 ingange. Ek het een ingang toe geloop en na my kar toe. Toe gaan Dien toe sê hy kom nou. En na die ander uitgang toe. En daar by die ander uitgang, toe kom Leonie hulle uit by daai uitgang. Ek het nie foto's geneem nie. Ek het geen foto's geneem nie. Toe gaan hulle na daar uit en toe gaan Leonie en sy sê vertrou man, hy moet vir dinges intimideer. Hy moet vir Dien vinger wys. Nou dit is intimidasie van 'n staatsgetuie wat hy nie mag doen nie. En toe wat ja wag, kan ek klaar praat? Toe intimideer sy nou vir Dien. Hoe weet jy dat Trouman dit vir Leonie dit vir Trouman gesê het? Hoe weet jy dit? Want Dien het 'n video geneem terwyl dinges om intimideer. Ek tog julle Toe neem hy 'n video. foto's Daai is nie foto's nie. Daai is deel van die video. Daai is nie foto's nie, is deel van die video. Foto's van die video wat hy gestuur het. Wie is die wat foto's van ons geneem het? Het ons foto's van julle geneem? Nee, ons het nie. Kan ek nog 'n vraag vir Hannes vra asseblief? Ek het nie foto's. So julle het Jou video's, girlfriend het probeer Ek het nie maak. foto's van julle geneem. so julle het video's geneem, korrek? Nee. Jy het nou net nie gesê julle julle het nie. video's geneem. Dien het 'n video gemaak van die intimidasie van Trouman. En hy het 'n saak ook gemaak vir intimidasie teen Trouman. Okay, ek wonder wie het verdien gesê om die video. Kan ek 'n vraag vra? Kan ek 'n vraag vra asseblief, Bin? Ja, go ahead. Goed, of dit nou 'n video was en of dit 'n foto was. Later was daar 'n video van beide Trouman sowel as Leonie herhaaldelik versprei op die haatgroep sowel as op Hannes se TikTok. Waar hulle Leonie gaan Photoshop het waar sy kamstig verskriklik vet is en verskriklike groot boobs het. En toe was daar 'n vreeslike gespot en intimidasie daar rondom. Besef Hannes, hier's my vraag Hannes, besef Hannes dat daar grondwetlike regte is in 'n hofsaak soos hierdie waar 'n beskuldigde sekere grondwetlike regte het onder andere die reg tot privaatheid en die reg tot human dignity. Weet hy dit en weet hy dat hulle dit oortree het? Hoorie so Potty vra of hy net 'n vinnige spreekbeurt kan Ek het kry. dit nie oor. Ek het geen Kom ons kyk vir Potty kans. Kyk. Kom ons gee gou vir Potty net gou kans, Hannes. Ek het 'n rede hoekom ek vinnig wil inklim want ek wil nie geassosieer wees. Jy moet sekere goed in name nie. Ek wil 'n vinnige voice note vir jou speel, Ja, maar voor ek speel, wil ek net sê,
Hierdie intimidasie en goed is alles 'n beplande ding om Skalk te intimideer om hom te kry om geweld te pleeg. En luister nou mooi na hierdie voice note. Ek gaan hom speel en dan gaan ek uitklim want ek wil nie saam met hierdie ou in 'n boksie wees nie, maar luister mooi. 'n Spesiale versoek direk van die ondersoekbeampte vir Hannes. Wie het 'n preek vir Hannes? Ons wil hê Hannes moet môre met 'n preek by die hof opdaag. Dis 'n sielkundige ding en ek dink julle gaan almal julle gatte aflag na die tyd. Hannes, het jy 'n preek? Laat weet ons. Ek het ongelukkig my hare gesny, so ek het ook volkom, anders kon ons weer 'n preek geplak het. Anders moet ons kyk hier in Pretoria, waar kan ons gou vir jou lekker preek kry? Ek praat nou nie nonsens nie, regtig. Ons wil hê Hannes moet met 'n preek by die hof opdaag môre. Ja, jy kan kies tussen 'n rooi kop, 'n blond, 'n swart. Ook dit. Ons kan ewen daai bondkatte se hare kan ons ook dalk kry. Nee, ek is dood ernstig. Ons wil hê met 'n preek opdaag. Regtig. Okay, Hannes, jy kan jouself nou unmute. Vir wat sal ek 'n preek dra om my nog meer leliker laat lyk aan die hof te gaan staan? Hoekom sal ek so iets doen? Hannes, Ek meen, fok, ek sou nie onnoosel, ja? Wat het hierdie voice note van Potty met enige iets te doen? Hannes, luister gou. Ja, Skalk, Luister gou vir my. Luister gou vir my. Ek gee jou kans om te praat. Jy word van die begin van hierdie Nee, saak ek sien jou kind nie. Ek sien jou kind nie. Jy sê nie vir my luister gou nie. Ek sien jou kind nie. Jy word van die begin van hierdie saak af 'n sogenaamde psyops. Ons sit actually met al die bewyse daar rondom. 'n psyops gehardloop om my en Leonie teen mekaar te draai, te keer dat ek of Leonie die hofsessies wil of kan bywoon. Jy sal onthou waar jy voorheen gedreig het, hoe jy my sal fisies aanval in die hof. Ek was fisies aangeval deur jou en jou bende buite die hof. Daar's video footage wat julle versprei het nie, ons versprei het nie, julle versprei het. Daar word voor elke hofsessie ten minste 2 weke lank 'n absolute terreurveldtog deur jouself en die haatgroep teen myself en my vrou gevoer, sodat ons moet wegbly by die hof. Hoekom doen julle dit? Hoekom doen julle dit? As julle dan so 'n sterk saak het, hoekom wil julle nie hê ek of Leonie moet ons why must we not stand our trial as julle dan so 'n sterk saak het? Mag ek antwoord? Yes, jy kan. Mag ek antwoord? Yes, antwoord. Okay, Skalk, ek het jou nou geleentheid gegee. Ek het jou nou geleentheid gegee om nonsens te praat daar en te sê dat ons jou aangeval het by die hof. Waar kom jy daaraan, Skalk? Wie het jou aangeval? Watter mense het jou aangeval? Sê gou. En hoekom jy 'n saak maak daaroor nie? Want dan sit jy weer eens nie. Nee, wag, ek wil praat. Jy deflect verskriklik baie. Daar word nou 'n ding gespeel, 'n voice note waar mense vir jou sê, kan ek gaan dit praat? Dat jy moet 'n preek dra. So in ander woorde sê vir my jy moet undercover gaan want daar is 'n agenda saam met dit. Dit is hoe dit vir my in die comments lyk. Ons kan dit raak sien. So die ding is as jy deflect die hele tyd, jy deflect die hele tyd van dit. Hoekom kan hulle nie los dat hulle saak hardklip in die hof en dit klaar kry nie? Hoekom los julle dit nie in die hande van die hof nie? Hoekom gaan dit oor dat julle dit 'n social media event wil maak? Ek kom nie op vir enige iemand hier nie. Ek is neutraal. Ek vra 'n vraag. Ek kom nie op vir Leonie of Skalk nie. Hoekom gee jy hulle en julle groepie, wat ook al julle is, nie die opportunity vir hulle om 'n fair trial te hê in Suid-Afrika nie? Why? Why are you not allowing them to have a fair trial? Okay, mag ek antwoord? Hy sê nou ek deflect aan mekaar. Hy het 'n statement gemaak dat ons hom fisies aangeval het by die hof. Ek en my bende.
Ek wil hê hy moet oor daai spesifieke ding vir ons vertel. Kyk, Wat het gebeur daar? weer eens. Wie het hom aangeval Hoekom, en wat ek vra jou is die weer, saak? maar hoekom het jy na die hof toe gegaan if you're not allowing Leonie en Skalk to have a free trial? En mind your own business, sit daar, Hulle moenie daarso gaan om foto's te neem, pryke te draai nie. Hoekom kan julle nie net dat die hof hulle werk doen, die polisie hulle werk doen nie, julle interfereer die hele tyd. Dit kan, sê vir my, kyk vir die comments, lees vir die mense is in die comments. Dit is asof julle as prins kom sodat julle dit kan disrupt. Ek sê vir jou, want dit klink vir my of dit lyk vir my by wat ek hoor, dit is wat ek sien. So as jy nie daar was nie, Ek hoor Hannes, alsit jy sê hoor gou vir my. As jy nie daar was nie, dan sou niks gebeur het nie, korrek? Reg of verkeerd? wat het gebeur? Ek het stil gesit in die hof. As Daar jy het niks nie gebeur daar nie. was nie, Hulle maak nou as asof jy nie, Hannes, ek vra jy weer, Mag daar as weer- jy nie daar was nie, ek sou mag iets gebeur het? wees. Ek Maar het volgens hoekom reg wil jy om daar- te wees? Maar wat wil jy daar wees? Om intimidasie uit te Want- voer? Om sensasie niemand- te tel? Jy het mos 'n Facebook Nee, groepie, so vir hoor my. aangaan. Jy wil hoor wat aangaan en dan wat doen jy met die wat jy gehoor het wat daar aangaan? Gee jy my ook nou kans om te praat? Gee jy my ook nou kans om te praat Ek asseblief? gaan nou vir jou kans gee. Jy weet, Dis al wat ek wil vra het. as Skalk alleenig in die hof is en hy nou nie, dan kom hy met die outlandishste goed uit wat gebeur het in die hof. Dan agterna vind ons uit dit is nie die waarheid wat hy praat nie. Dis hoekom ek hof toe gaan om te hoor wat aangaan. En ek het gehoor wat aangaan. Ek gaan nie daar om te disrupt nie. Ek sit stil, ek pla niemand nie. Dan stuur Leonie, ek sit doodstil, ek pla niemand, ek nie, my kamera is weg, my foon is in my sak. Dan gaan Leonie en sy kry die tyd om vir my te kom intimideer en my sê ek mag ja wees nie. Hoekom doen sy dit? So jy het 'n protection order teen Leonie of het sy een teen jou? Sy het een wat klaar verval het, hy bestaan nie meer nie. Okay, maar het sy een teen jou gehad? Sy het een teen my gehad. So nou hoekom Lang terug. Okay, nou maar hoekom intimideer jy haar in die hof as jy weet sy het 'n protection order teen jou? Wat is 'n protection order? It's a peace order to keep peace between people. Waar kom jy daaraan dat ek haar intimideer? Ben, vertel vir my, waar kom jy daaraan dat ek haar intimideer het? Wat sê wat Oh, wie- wie- protection order van wat sê protection order van hoe ver mag jy in kontak wees met daai persoon? Maar is nie 'n protection order nie. Die ding het verval bin. Hy het 'n datum Nee, opgehad. dit is- Hy's geld vir 4 jaar. 4 jaar is lankal verby. Nee, 4 jaar. hy's Die 4 jaar het geldig, verval. Hannes, Hy ek het baie verval 27. dis 5 jaar, Hannes, 5 jaar. Ek wil gou Hannes se Andre Hannes. sy beste vriend, Andre Hannekom van Sodwana antwoord. Andre vra, hoekom was daar nie 'n probleem met al die ander mense wat ook by die hof was nie? Want die ander mense ontwrig nie die hof nie. Hulle kom intimideer ons nie. Hulle kom sit in die hof en hulle kom luister die hofsaak. Hulle Dit is neem nie hoekom- foto's van ons nie. Hulle neem nie foto's nie, hulle neem nie video's nie, hulle sit nie op haatgroepe en intimideer nie. Dis hoekom die ander mense nie gepla word nie. Dis die publiek se reg om in die hof te sit en te luister wat in die saak aangaan. Jou maatjie het Okay, elke keer stop eers. Jou maatjie het elke keer 'n probleem met die sekuriteit, met die polisie, met my prokureur en advokaat is by geleentheid al so beledig gewees deur hierdie mense dat die ondersoekbeampte wat nou al oorlede is, hom moes gaan aanpraat. En daaroor. Hannes het ook die een prokureur sexually Ja, comments gemaak. ja, Danita, Onthou jy hy dit? het vir Danita so erg seksueel getuister dat Danita klagtes daaroor Ek gesê sy het mooi beentjies. Sy het mooi beentjies. Come on. Daai girl het beautiful beentjies. Ek sê sy het mooi beentjies. Dit was inappropriate. Sy het mooi bene. Sy het die mooiste bene Nou in wil die wêreld, daai girl. Hannes, nou wil ek 'n Nou volgende ding vir jou vra. Want ek sê sy het mooi bene. Hannes, maar dit is 'n jong meisie Ja. wat niks met jou te maak het nie. Wat 'n moer het jy met haar bene te maak? Wat het jy met daai meisie se bene te maak? Ek het maar gekyk en 'n opmerking gemaak, is 'n compliment. Compliment, sy het siek, mooi Hannes. bene. Dit is siek. Sy het mooi Hannes, maar bene. Ons praat nie Jy's nou altyd onder die belt. Ons praat nie nou oor die meisie se bene nie. Right. Wat het vandag in die hof gebeur? Het Bianca vir julle Jy het dit daaroor gepraat, Skalk. Nou wil jy nou het ek antwoord, nou wil jy nie al praat nie. Nou maar antwoord.
Hoekom seksueel tuister jy vir Danita oor haar bene? Wat my antwoord? Nee, kom trouens. Ek het dan nie seksueel getuister nie. Ek het gesê sy het mooi bene. Hannes, En sy het mooi luister, bene. maar jy het niks met hierdie Is dit jong seksuele prokureur te bin maak nie. bin sy Dan seksuele sê tuistering? dan sit julle op julle groepe waar julle hierdie vuil vieslike goed oor my vrou en oor ander mense sê, dan is julle besig met die prokureur se lang Ja, bene. Dan is jy mooi die bene een was wat al sê, altyd jy het mooi. die grap tussen die Dat was bene altyd in, mooi, dis Skala. mooi bene. Jy's besig om die vrou seksueel te tuister. Sy het formeel 'n klagte by die staatsanklaer gaan lê en die staatsanklaer het vir jou kom sê los Skalkse prokureurs uit. Anders is dit die waarheid. Het Leon Botha vir jou kom sê Dan moet sy maar los weer gaan. Skalkse prokureurs. Haar bene is nog steeds mooi. Sy het nog steeds mooi bene. Regtig. Nee, haar beentjie is nog steeds mooi. Vang nie Sy wat kan ons weer 'n sê klagte nie. gaan lê. Jy vang nie. Maar jy probeer dit wegpraat. Dis reg. Ben ek dink hy antwoord eintlik my vraag. Hy praat niks Sou weg. moet antwoord. Maar Anders was wat dit sexual harassment, vra ek jou. Iemand vra hierso Lallies, dit is een van die haters. If there's a protection order, why was Hannes not arrested? Hannes was al voorheen gearresteer op daai protection. En hy hardloop weg vir die polisie. Kom ek Ja. sê dit vir julle. Hy's baie goed daarmee. Maar goed, bin Kort, as ek word gearresteer en dan wil die staat bin can I answer you on this one? En dan word ek gearresteer deur hierdie twee wat die polisie omkoop om my te gaan arresteer. Dan kom ek in die sel en dan bær hulle my weg. En 3 jaar later kom ek in die hof. Die hof, hulle gaan nie vervolg nie. Hulle het geen grond om my te vervolg. Wag 2 keer al. Wag net Skalk, wag net. Twee keer. Hannes, hoe weet jy die polisie was omgekoop? Want jy maak nou 'n allegation dat jy sê die polisie was corrupted. Hulle was korrup. Ek het al die bewyse vir dit. My prokureur almal het die bewys. Ek sê vir jou hulle was korrup. Klaar. So, hoe weet jy hulle was betaal? Het jy die bewyse Hulle was gekry van omgekoop. betaling? Weet jy, bin ek kan vir jou goed nou sê ek sal vir jou goed in privaatheid sê. Nee, Dat ek die beste nie wil praat. jy kan dit nie in privaat sê nie because you just made an allegation. Ek het vir jou hoeveel keer gesê in my life, those that allege must prove. As jy wil iets sê, dan moet jy kan staan wat jy sê. Jy sê daar's bewyse dat hulle bedrog gepleeg het, dat die polisie oneties was, dat hulle bedrog gepleeg het Ja. en dat Leone hulle die polisie betaal het en Skalk die polisie betaal het. Nou sê jy vir my, jy kan dit nie vir my hier sê, die sê dit vir agter, maar jy sê wel dat die polisie bedrog gepleeg het. Bin kan Hannes die volgende bevestig. Die polisieman na wie hy verwys is 'n polisieman met die naam met die van Masongwa by Hercules polisiestasie. Dis die polisie teen wie hy die bewering maak. Is dit korrek, Hannes? Dis korrek. Hannes, jy praat van Masongwa. Goed. Jy het toe gehardloop met die storie van Masongwa dat Masongwa omgekoop was. Is Masongwa ondersoek gewees deur IPID en het IPID hom toe gekleer? Ek weet nie of hy gekleer is nie, maar ek weet dat hom gaan ondersoek daarvoor. Hannes, dis 3 jaar later. Dis 3 jaar In Brits later. ook gewees, in Brits polisie. As Ja, maar luister. Kyk, mag ek klaar praat, Skalk? In Brys. Mag ek klaar praat, Skalk? Hy's vir dieselfde ding. Hy was by Brits polisiestasie en toe vir dieselfde storie het hom oorgeplaas na omdat hy bedrog gepleeg het of omdat hy geld gevat het om sy mag te misbruik. Ek kan dit nie bevestig So nie. dit is wat- Daar bestaan nie so iets nie. Dan moet jy maar daai bewyse bring. Ek vra vir jou eenvoudige Jy kan nie, maar ons Ek vra vir jou eenvoudige vraag. So toe IPID hom nou 3 jaar terug ondersoek het daar enigiets na die IPID ondersoek gebeur? Met ander woorde, was dat toe intern of ekstern deur die polisie teen hom opgetree, ja of nee? Dis mos nou Skalk. Ek het nie 'n idee wat daar gebeur het nie. Man, jy weet. Hannes, Okay, maar hoe nou- weet jy dat niks gebeur nie? Wag, ek wil 'n vraag vra. Hannes, het jy Nee, jouself met maar hoe weet- geslaan hoe om weet- jouself te beseer om te sê dit was Masongwa? Ek kan dit verstaan. Hæ? Het jy? Van ons bewyse daarvoor. Nee, ek het Hannes? Wow, Okay, nou kom ons maak dit nou nog makliker. ek gee die bewys. Jy het ook wag nou Hannes. Ons maak dit nou nog makliker. Jy het ook kriminele klagte teen Masongwa gaan lê dat hy jou aangerand het, dat jy blou kolle op jou liggaam gehad het en dat hy jou selfoon by jou gesteel het. Dit was die klagte, die kriminele klagte teen hom. Is hy ooit vervolg daarvoor deur die NPA? Ja, ons het dit geleer. Nee, is hy ooit vervolg daardeur deur Ek die weet nie, NPA? Skalk. Ek was nie betrokke nie. Hannes, jy staan nie getuie, jy staan nie klaar. Hoe kan jy nie weet nie? Jy weet dan alles altyd. Van almal. Jy staan nie Ek klaar. weet nie, Hannes. ek het nooit Okay, Hannes, Ek wat het enige terugvoer gekry van dit met die af nie. saak? Jy het Nooit, tot vandag.
Jy het ook 'n harassment saak gemaak teen Masongwa. Wat het toe in die harassment kort gebeur? Is daar 'n bevel teen Masongwa gemaak in jou guns? Is daar? Nee, want ek en my prokureur het bespreek. Nee, ek sê mos nou dat ek klaar praat nie. Nee. Ek en my prokureur saam besluit om nie voort te gaan met die harassment saak teen hom. Daar's 'n moerse delay vir Hannes, so jy moet soos tot 5 tel voordat jy antwoord met want nee, daar's regtig, daar's 'n delay. Okay. So ek wil net gou voordat ons verder aanbeweeg, enige iemand wat vir Hannes gaan vloek in die comments, enige iemand wat vir Leonie gaan vloek of vir Skalk vloek in die comments sal gemute word vir die entire live. Niemand vloek vir Hannes Lottering nie en niemand vloek vir Leonie of vir Skalk nie. As julle julleself nie gaan gedra in die comments nie en mense vloek, net soos is Leonie 'n gas en Skalk, net so is Hannes ook 'n gas in my live. Okay. So as julle nie julleself kan gedra soos groot mense nie, gaan ek julle mute. Okay. Ekskuus. Laat ek net gou laat Hannes antwoord. Hannes, wil jy net antwoord daai Dankie. vraag? Wat 'n vraag wil jy hê 'n antwoord nou? Jy was besig om hom te antwoord, toe sê jy nee. Geslaan om jouself te beseer, om te sê dit is Masongwa wat jou seer gemaak het. Want ons bewyse daarvoor. Nee. As jy die bewyse het, asseblief plaas dit vir ons want ek het dit nie gedoen nie. Ja, ek sal Plaas ons dit het iewers op jou maak Ja dit of TikTok nee? daaroor. Ja of nee? Asseblief wys dit. Ja of nee? Van jou af, ja of nee? Ek sê vir jou Het jy nee. dit al gesê, ja of nee? Nee. Goed. Nou goed. Hannes, nou wil ek gaan die volgende vir jou stel en ek wil hê jy moet dan Hercules môre kontak en uitklaring by hulle kry en ek nooi enige lid van die publiek weer eens, ek het niks om weg te steek nie. Kontak Hercules polisiestasie en doen navraag oor 'n beampte met die naam Masongwa. Hannes, ek stel dit aan jou as 'n absolute feit wat jy kan verifieer vir jouself deur die polisiestasie te bel. Alle sake, al die beweringe wat jy teen Masongwa gemaak het, is deur die polisie, deur IPA, die NPA en die hof gedrop, want dit het uitgekom dat jy jouself beseer het en daarom het die NPA ook gesê, nolle prosecutie, hulle gaan nie die saak teen Masongwa vervolg nie. En wie Ek het vir jou stel die dit vir idee gegee om jouself met 'n labeltjie te Kalk, sê? Ek stel dit vir jou as 'n feit, so jy kan dit self Mag ek iets verifieer. sê? Mag ek gou geantwoord? Ek gaan julle my kans gee om te antwoord. Kan julle my kans gee om te Hannes, antwoord? jy moet net asseblief ook net rustig wees. Jy het 'n moerse delay. So as hulle klaar gepraat het, tel net tot soos 5 en Okay. dan antwoord jy. Dis hoekom jy voel hulle oorheers jou, maar daar is 'n delay tussen jou, my en hulle. Okay, So alright. gee kans, tel tot 1 2 3 4 5 en dan praat jy. Okay. Jy weet daar's 'n foto sit van my waar die merke op my bors wys van ek het 'n groen hemp aan waar die merke op my bors sit. Nou dit was op die dag dat Masongwa my foon gesteel het by my weghardloop in die ding, nê. Toe gaan ons polisiestasie toe saam met Wesley Roo, ek en my prokureur. Ons al drie was daar by die polisiestasie en toe neem toe is daar 'n adjutant-offisier wat ons help om die verklaring in te vul van hoe teen Masongwa, hoe hy my nou aangeraand het, nê. My prokureur het die ding geskrywe, ek het saam met hom gehelp. Wesley sou nog enige gemaak het, ek weet nie of hy ooit 'n verklaring gemaak het nie, maar hy was ongestel om my bodyguard te wees. Wesley Roo en jy vriende. Wesley Roo. Hy was my Is julle bodyguard. vriende? Ek het hom betaal om my op te pas nie daarna. Amanda het hom betaal, nie jy nie. Stop. Amanda het hom betaal, Hannes. En Ja, bin ek is nee al- vir die rekord, hulle is nie vriende Kom, van waar kom mekaar jy nie. aan dit? Ek het dan die bewys daarvan wat ek 15.000 vir Wesley. Nee, dit was Maar nie almal hulle geteken, Amanda het geteken. Hannes, Nee. come on. Ja, Hannes, praat nou ons kom. skaak. Daar staan duidelik geskryf dat dit 'n bodyguard service. Dit staan duidelik op die dokument geskryf vir bodyguard services. Laat hom net gou klaar praat julle, Leonie en Ek Skalk. weet hulle probeer nou voorgee die geld. Nee, praat met my, praat Wie met moet my. daar praat? Ek en nou. Ja. Hulle hou aan ek het 'n dokument laat teken daai dag vir Wesley betaal, daai selfde dag. Dat ek hom R15.000 betaal vir bodyguard services, wat Amanda Skuman geteken het, Santa het geteken, Wesley het geteken en ek het geteken. En toe vat ek my goedjies en toe ry ek. Dis die laaste keer dat ek daar was.
Maar nou hou hulle aan, hierdie is nou om 'n gebou op te blaas. Ek het die dokument vandag nog, ek gaan dit nou pos as ek hier klaar is op my TikTok pos, heel eers. So, jy weet, hulle verdraai al en maak dit lyk iets anders. Dit is wat hulle doen. Maar in alle geval, toe is ek en Wesley en my prokureur by die polistasie. Nee, wag, Skalk, ek wil net gou klaar praat, gee my net kans. Toe neem my daai foto's daar, daai groen hemp aan het met die merke op my bors, soos hy my gekraap het, en my gegryp het op die hand. Dit is geneem in die polisiestasie, in die verteenwoordigheid van daai adjutant-offisier wat die saak afgeneem het. Maar hulle wil nie daai storie hoor nie. En hulle kan my prokureur bel en hoor of dit sy foon afgeneem is. Dit was hy het self afgeneem in die teenwoordigheid van adjutant-offisier. Nou kom hulle agterna met 'n lepeltjie die en is al sulke bullshit. Hannes, waar is die J88? As jy 'n saak soos hierdie maak, moet daar 'n J88 deur die dokter ingevul word. Hoekom was daar in hierdie spesifieke saak nooit 'n J88 nie? Dit is so Dit is so doen, Skalk. Ek het 'n dokter gaan sien, sy het die J88 voltooi. Of dit nou op die docket is, sal ek nie weet nie. Ek het die dokter se naam van elke ding, die tyd wat ek haar gaan sien het. Ek het al daai goed gedoen. Dit is alles gedoen. Ja, mens moet 'n JID oorgee aan die investigating officer met jou statement en jou foto's en alles wat deel is van dit. Ja, as daar JID is, dan moet die jy met my kans gee om klaar te praat omdat as dit delay. As daar JID is, dan moet die JID gegee word vir die ondersoekbeampte vir die saak. So as daar een was, dan is hy daar. Goed. Nou in my prokureur se aan die polisie aan iPad het hy gesê dat hulle die ding moet gaan afhaal by die dokter, adres gegee, haar naam, telefoonnommer, elke ding. Ek het die e-mail ook nog van my prokureur aan iPad. Okay, Hannes, ek wil gou vir jou 'n vraag vra. Ek praat nou mooi met jou. Hou gou oomblik. As daar op hierdie dossier 'n J88 plus foto's was wat 'n aanranding wys, hoekom het die NPA dit genolle prosecute? Die saak het nie voortgegaan nie. Jy kan maar stry tot jy blou is. Dis 3 jaar later, die saak het nie voortgegaan nie. Hoekom sou die staat die saak nolle prosecute? Wie is kalk as daar 'n J88 plus foto's is? Skalk, ek weet nie wat het daar aangegaan nie. Ek het regtig geen terugvoer gekry van hulle nie. Wat ek kan doen is om die kontak en sê luister, ek wil weet wat aangaan en ek wil hierdie saak heropen. Dis wat ek kan doen. Maar Hannes, volg jy nie op met 'n saak wat jy oopgemaak het na jy aanranding nie, want volgens my as jy aangerand word, kan ek klaar praat? As jy aangerand word by 'n polisie-offisier en jy word aangerand, goed is dit, dan obviously kan jy hulle sue, want hulle het jou aangerand. So, hoekom sal jy nie, jy weet, ek weet nie, miskien is jy dalk 'n miljonair, ek weet nie. Jy weet, miskien as 'n polisieoffisier my so aangerand het, gaan ek nie net nie, ek praat nog. So, as 'n polisieoffisier my aangerand het, ek het dit, en ek moes 'n JID uitkry en al daai, dan obviously gaan ek hulle vat vir dit wat ek, die kostes en alles. So, dit is snaaks dat jy dit net gelos het. Nou, maar het is net my opinie, omdat ek die reg op 'n opinie. En kriekies. Okay, ek probeer my kamera aansit dat as ek my hand lig, dan kan ek vir jou sê ek wil begin praat. Want ek kan nie, daar is 'n delay. Ag, Sorry. Nee, jy's so pragtig, hoor. Jy's so oulike mens. Ek love jou regtig. Skal nou nie maar Hannes, hou jou bek van my vrou af. Jy gaan nie verder my vrou tuister nie. Hou jou bek van my vrou af. Nee, ek tuister haar nie, maar sy kan sê as ek my kamera aansit, gaan screen kraak. Ek meen dit is Hannes, wat het jy nie alles van my kwyt geraak nie? Hæ? Jy het die vieslikste goeders al van my kwyt geraak. So jy kan nie praat nie. Daar moet jy jou mond hou. Ja, nee. Moenie laat ek mense begin wy. Moenie ek kan mense anyways ook van my.
Ag asseblief Hannes, asseblief. Wel jy het Ja, al 'n nee. hoop genoem, 'n stripper genoem, baie genoem al. Ons het dit van gister af al gehoor, Ja. Hannes, in alle eerlikheid. Sy het haarself 'n stripper genoem. Sy het haarself 'n Nee, ek stripper weet- genoem, nie ek Ek nie. het nie, ek het nie. Jy het En jy het dit die gestaan, eerste verklaring erken afgelê waarin jy sê jy het gewerk. Is ons nou weer Ja, daar? ja, 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 jy ja, het net, dit ons net. was klaar verby dit gister. As enigiemand die gister se live wil kyk, dit sal môreoggend 3 episodes van 3 ure wees en jy kan teruggaan na Hannes. Ons het gister daarvan gepraat, ons is nie op repeat nie, okay? Okay, Ja, so okay, so Hannes, kom ons Okay. kom terug na die hele begin toe. Okay. Skalk het jou vraag Daar's ek gevra Daar's ek van die hof. Okay? Skalk, kom ons gaan terug na jou vraag Ja, toe wat- van wat het die hy- hofgebeurtenis van vandag. Okay, die hof se vraag is die eenvoudige vraag. Hoekom is daar by elke hofsessie 'n ontwrigting deur Hannes, die haatgroep of mense gekoppel aan die haatgroep? Hoekom probeer hulle ons die reg te Stop, stand daar op is- fair trial ontneem? Wag nou Hannes, wag nou. Jy het voorheen ontken dat jy vir ons buite die hof ingeval het. Jy het die video daarvan gepost waar jy met 'n hele bende daar buite gestaan het. Toe eers my prokureur en advokaat geïntimideer het, toe wil jy nie geïntimideer het en toe het jy my probeer intimideer. Nou ek is vinnig. Ek wil baie gou appeltjie swaai. En toe ek wil appeltjie swaai, toe kom die ondersoekbeampte eis en hy kom stop my en hy maak my rustig en hy sê skalk, los hierdie mense. Ons kan sien wat hier aangaan en toe loop ek. En jy het daardie video versprei. Jy praat van Jy toe het daardie Werner, video toe Werner jou Ja, Ek weet toe nou waar Werner jy wat verby wou skalk. doen, Toe Werner Dit wat was wou die- doen? Toe Werner wat wou doen? Toe Werner wat wou doen? Werner het keer hy het gevra wat het jy met die Werner het gevra wat het jy gemaak met die swart maandag se geld wat jy gesteel het? Ag, Onthou jy dit? Dit was waar daai geveg gegaan het. Hannes, toe spring jy vorentoe. Toe spring jy vorentoe, né? Nee? Toe wil jy kamstig nou slaanerig met my raak. Jy dan self die video versprei, Hannes. Nou, hoekom moet ons buite die hof geïntimideer Nee, word? jy het begin appeltjies swaai daar. Jy het begin appeltjies daar. daar. Ingeval En word toe buite dink die ons is hof. bang vir jou, ons is nie bang vir Doen jou. julle sulke goed? Hoekom doen julle sulke goed? Hoekom doen Nee, julle jy sulke wou vir Werner aangevat het omdat Werner jou gevra het wat het van die donasies geword van swart maandag wat jy al die jare gevat het? Maak nog graad nie. Jy praat nou goed van swart maandag. Niks met swart maandag te maak nie. Jy het buite die hof gestaan en ons geïntimideer tot so 'n mate dat die ondersoekbeampte moes intervene. Hannes, jy het dan die video versprei. Ja. Ja, want jy wou vir Ja. Werner, jy wou vir Werner geslaan het. Ja, Ag, Hannes. daar erken jy dit nou. Asseblief. Jy het gekom en hom uitgelok want jy wou pak maak. Dis wat. Hannes, nou vra ek weer. En Ek is was nie dieselfde vraag betrokke wat nie. ek gevra het. Ek was Wag nie nou, betrokke wag nou. Wag nou. Maar jy is dan daar, Jy was staan in die dan op die agtergrond en video hulle vorentoe. aangepor. Nou vra ek jou dieselfde vraag as bin. As Ah, julle as 'n ja, bende nou nie buite Ja, die hof dankie, opgedaag het. Hannes. Ek was in die agtergrond. Hannes, Ek was in die agtergrond. Dankie lief. Hannes. Wat jy aangepor het, mens hoor jou. Okay, wag nou. Ek vra dieselfde vraag as wat bin gevra het. O, jy raak op die vreetjie lag weer. As julle as 'n bende nie buite die hof opgedaag het nie, dan sou daar mos nou geen insident plaasgevind het nie. So hoekom kom skep julle die insident? Ja, want dis wat Ek julle het nie doen, die julle insident skep. geïnisieer nie, skalk. Maar hoekom daag julle daarop? Ek het dit nie geïnisieer nie. Vir my, luister dan vir my. Dis nou jou weergawe. Al mense wat wil hoor wat aangaan. Hoekom sal Werner vir my kom vra van Werner ry van Limpopo af om jou te konfronteer. buite 'n hof waar ek en Leonie nou moet kom verskyn op jou storie van 'n conspiracy to commit murder? Hoe's die twee goed gekoppel aan mekaar? Okay, mag ek nou sê ietsie? Ek sê. Werner was een van jou swart maandaglede daar wat in Limpopo. niks Hy het met al die my pad te van maak Limpopo af ry hof toe, want hy wou jou kom konfronteer. Hy het jou kom konfronteer daar in die hof oor daai swart maandag geld. Dis waaroor dit gegaan het. Nee, En Hannes, hy dit het swart niks maandag met het niks met my te doen. Hy Niks presies, met my dit te het doen. niks met jou te maak gehad nie. Ek het eers geweet wie hierdie Werner karakter is nie. Ek moes maar na die tyd uitgevind het. Hierdie Werner karakter was een van Valerie Baileyveld se mense van Noord-Transvaal. Ek het nie eens geweet wie's die Werner karakter wat julle Ja, as 'n en jy daar gestaan het nie. Maar julle dag by 'n hof. en jy en Valerie was albei mede direkteur.
Man, ons praat nie nou oor Julle was mede-direkteure van Swart Maandag. Hulle begin Hoekom kom ontwrig julle die hofsessies? Ek wil dit by jou weet. Ek wil weet hoekom word ons elke keer geïntimideer deur julle voor 'n hofsessie? Hoekom? Want Ek is het op elke stadium die hof geïntimideer of julle intimideer ons. nee, julle was 27 keer wat julle Jy het Julle nou het net 27 gesê, keer wat is lank die uitselle statistiese gekry. verwysing? Enigstens na 27 keer. Ekskuus. Ja, ek nee, waar die sekuriteit my ooit verwyder. Hulle het probeer toe Leo nie gaan klaar het, en sê ek neem foto's. Toe sê ek vir hom, hier's my foon, kyk of daar foto's op is. Nee, ek het gesê jy hoor dit nie daar nie want jy's daar om my te intimideer en dit is presies En waar dit is hoekom wat jy daar julle gedoen was. het. Toe doen julle dit buite die Want hof. wat het julle gedoen? Toe daar foto geneem is, toe so dadelik op die haatgroep om my te verneder. Dadelik op TikTok om my te verneder, om my te body shame. Het ek dit gepos? Regtig? Ag Ja, man, Hannes, jy het dit Het ek dit gedoen. gepos? julle het dit Ja, beplan Hannes, jy het dit gepos. ja. Jy en die uitgroep. Was ek die eerste ou om dit te pos? Was ek die eerste ou om dit te pos? So jy erken Jy jy dit sit gepos. agter alles. Jy por almal aan. So jy erken jy dit gepos, Hannes. Hoekom pos jy? Jy's nou die beweerde slagoffer. Wag, luister gou-gou. Luister En julle gou-gou. twee se brein, Jy's nou en julle twee se brein, jy's is ek die magtigste ou in die wêreld. Om al die Nee, is nie. Hannes, luister gou-gou Dan want is ek ek die was magtigste man baie in die mense. wêreld. Jy was baie mense in die comments wat dieselfde vraag gevra het. Jy's nou die beweerde slagoffer in hierdie horribale moord wat ons op jou beplan het waar ons jou nou sou in stukke opkap en oopsny en uitspuit en al hierdie goeters. Maar dan daag jy nou by die hof op en jy neem Ja. nou foto's van ons. Die twee goed klop mos Is jy nie met supposed om mekaar bang nie. te wees Waar vir het ek ons? foto's van julle geneem, Skalk? Maar moet jy nie bang wees vir hulle as hulle jou wil vermoor nie? Presies. Wat soek jy na by ons? Ek ben ek's bang vir fokol. Ek's nie bang vir myself. Ek is regtig net bang vir myself. Ek's bang. Hæ? Hoe werk dit? Maak dit maak Ja, sin. maar weet jy wat? Ek is regtig nie bang nie. Ek is net bang vir myself. Dis eintlik vir wie ek bang is. Regtig. Ons is almal bang. Ons is almal bang vir jou. bang vir jou, ja. Voordat julle aangaan, herinner iets julle van 'n tentprokureur. Sorry, dis ons inside joke van TikTok. Julle hoef nie te worry nie. Niks met julle te doen nie. Maar lees dit nou net. Sien maar lees dit maar. Dis 'n TikTok joke. Julle skus as Skalk Leonie. Hannes. Reg, jy het jou laaf ingekry. Hoorie, ek wil gou 'n video speel. Ek gaan sommer van 'n ander foon af wys, Was né? iemand wat ek wil net gou 'n ding sê. Ek wil net swaar aanteken van teenoor iets. Hier was nou iemand in die comments wat gesê het, Hannes soek net graag 'n stukkie van jou nie. Dit is onvanpas. Dat kyk wie dit gesê. Ew. Dit val hy ou uit. Wie dit was. Dis Kan ek gou- onvanpas. Ek wil gou iets speel bin. Gaan Dis reg. Hannes sê wil iets speel? Nee. Nee, maar nie wys. Moet jy dit wys? Okay, wag. Jy het klaar gewys, want hy gaan miskien Okay, wag, word. ja. Hy gaan miskien geban word. Okay, Luister gou-gou, Daai luister wat hy aan het, dis een van die hemde wat ek vir hom gekoop het. Nou om daai merke daar te kry, moes sy knope oopgeskeer gewees het. Verstaan jy? So of hy dit met sy vingers, ek het gesien toe hy krap. En of hy oor dit gegaan het met die lepel. Ek meen, Msongo het nie sy hemp oopgemaak nie. Hy het net die telefoon uit sy sak uitgehaal. So, ja. Ek meen, kyk hoe hou hy sy hemp, hoeveel knoop het hy daar losgemaak. Verstaan jy? Ja, ek gaan sommer nou vir Colin bel, want toe ek hom gebel het, om vir hom te sê, toe ek Masonga se harassmentbevel, wat glad nie regtig daar moes gewees het nie, want jy weet en ek weet, jy het jouself met die fucking lepeltjie gebliksem, nie? En jouself gekrap, het ek daai ding gedoen, en toe ek vir Colin bel, toe sê hy daar, want Colin weet ook, ek sê sal dit kom. Dis Amanda gewees. Hannes, dis die twee vrouens wat op daardie stadium Okay, vir jou mag ek gesorg antwoord hierop? het. En Amanda. En Santa het hierdie Mag ek- spesifieke Wag net. Iemand het vir my gesê. Net gou-gou, wag net gou-gou. Oh. Mag ek aan die ding wat Leonie nou sopas gewys het? Maar nou kom Skalk en hy sê ja, nou maak hy weer 'n interjection en sê die vrouens het my gesorg. Niemand het nog ooit vir my gesorg nie, Skalk, ek Wie sorg het die groen myself. hemp vir jou gekoop? Hannes, wie het daai groen hemp vir jou Ja, gekoop? Op die foto, wie het daai groen hemp gekoop? kom ek
Dat ek jou net die agtergrond gee teenoor die. Dis maklik, wie die groen hemp gekoop? Jy of Wat sê? Santay? Wie die groen hemp gekoop? Jy of Santay? Ja, omdat ek sy het dit my gekoop omdat ek haar verdedig het teen Potty, want Potty het 'n blok oop gemaak oor haar toe, vat ek Potty aan. Dis sê koop daarvoor en toe koop sy nou die hemp. Santay het die hemp vir jou gekoop. Ja, nou kom Santay en Santay sê, maar as die storie nou waar is wat jy nou sê dat Masonga jou aangerand het, dan sou hy mos nou die hemp geskeer het. Maar die hemp is nie geskeer nie. Jy knoop die hemp oop, dan wys jy nou waar jy nou seer gekry het. Hier's nou hierdie moelse krap en skraapmerk wat jy nou wys onder die oopge... En dis die dag na die tyd. Ja, nou hoe kon die wond toegedien gewees het, maar die hemp het niks oorgekom nie. Die feit van die saak is daai foto's is geneem deur my prokureur op dieselfde dag. Wesley Roo was by, my prokureur was by en daar was 'n adjutant-offisier van Hercules polisiestasie ook daar. So daai foto's geneem is. Mag ek 'n vraag vra? Was dit die hemp medium, large, extra large of 2XL? Sorry, Dis nie belangrik nie. ek wil net weet, want Extra large, extra half. is dit 'n extra Ek is al groter gehou, ek dra altyd ek. En Santay het daai hemp teruggevat ook, sy het hom. Okay, nou Hannes, nou moet jy vir my verder help. Nee, ek het Volgens julle het hierdie sê die blou een gesteel, sê die blou een gesteel. Hannes, luister gou vir my. Nou volgens jou weergawe het hierdie verskriklike insident voor 'n hof, Daniel Lotter sê voor die Landros en voor jou advokaat en prokureur gebeur. Hoekom het julle dan die staat Binne in die hof, ja, die hof was nog gesit. Daar sê in die hof insitting. Hoekom het julle dan nie die staat gedagvaar vir hierdie verskriklike ding wat hierdie polisieman aan jou kom doen het nie? Kalk, Jy moet eers dink, nee. Ja. ons het die staat gedag. Julle het goed, wanneer kom die saak voor? Wanneer kom hierdie saak voor van julle? Ek gaan die e-mails wat geskryf is oor die aangeleentheid aan die minister van polisie, sal ek ook nou op my TikTok Waar is die dagvaarding, Hannes? 'n mens maak 'n saak met 'n dagvaarding, nie 'n e-pos nie. Met 'n dagvaarding, nie met 'n e-mail nie. Waar is die dagvaarding waar julle die saak dagvaar het? Kalk, ek het 'n prokureur, hy hanteer daai goed. Ek hanteer dit nie. Ek kan 'n prokureur pos. Daar is nie 'n siviele saak nie. Hannes, ek stel dit vir jou so feit daar is nie 'n siviele saak hier lieg. Ja, jy lieg nou blaatant. Jy wil dit net nie Kalk, hoe sou jy so baie van my goed af weet? Want jy het Hoe weet jy alles van my af? Wel, jy weet alles Dit van ons. klink Frans. so half of jy my arrest as jy Hannes, Dit klink of jy my arrest as jy so alles sou wel weet, Kalk. Wat weet jy? Hannes, ek stel dit vir jou Ek so soek feit. my like Julle kon nie, luister vir my, julle kon nooit 'n siviele eis instel nie. Want jy's uitgevang dat jy jouself beseer het. Dis hoekom die NPA die saak genol het. Prosecutor en Uit het gesê het ons stel nie verder belang in hierdie nonsens nie. Iemand het gevra hoe groot die lepel, ek gaan gou vir julle wys. Ons het 'n foto van die actual lepel ook. Ja, hier is die lepel, hoor. Ek voel die lepel moet kom getuig. Daar's die lepel. Kan jy sien Die jou actual lepel. Laat hy getuig. Nou sê, daar's die lepel waarmee Hannes homself Daar's die lepel, verloor het. ja. Ja, daar's Daai hy. lyk vir na een sit jy in 'n double thick milkshake indruk. Lyk dit nie Jy vir jou ken so die nie, lepel bin? baie goed aan. So jy, dit is 'n Milky Line lepel daar. Ja, Jy kom ja. seker gekry by Milky Line. Ja. Ja. Bin, jy was al iewers gewees. Jy het al gaan uit eet. Nee, ek was al oral in die lewe gewees, ewen in die tronk 'n paar keer. Sy. Okay, Hannes. Ja, ek ook. Nou, ons het Ek ook 2 keer. die Ken jy- bespreking. Luister vir my. Ons het die bespreking van Masongwa begin. Jy het 'n statement gemaak dat ek en Leonie het 'n polisieman omgekoop om jou te arresteer. Dit was hoe hierdie bespreking nou begin het. Presies. Waar is jou bewyse dan dat hy omgekoop was? Waar is jou bewyse? Ek hoef nie vir jou bewyse te gee nie. Ek hoef nie vir jou Maar bewyse. jy kan die bewering maar Ek maak die bewering. Hannes, Ek maak die bewering en ek staan naby. Ek het gesê those that allege must prove. Omdat ek het ook dit vir jou vroeër gesê. So elke keer as jy my laat kom, Okay, nou gaan ek en toe gister vir jou sê ek gaan vir jou dokumentasie stuur waar ek kan proef. Toe sê nee, moenie met dit vir my stuur. jy hoef dit Ek vir my reg te of nie stuur. reg Jy nie. kan dit hier op 'n green screen sit
Net soos almal anders te jou nie doen haar eie goed. Weet nie hoe om te doen nie. Hannes, Ek is waar ou die- top, ek weet nie hoe werk hy goed nie. Ek Wel jy sal met leer as jy wil praat op TikTok. Hannes, waar ek is die het reg. Waar is die dossier wat julle dan oopgemaak het van waar die polisieman omgekoop is? Daar moet tog 'n dossier wees met 'n dossiernommer. So gee vir ons die dossiernommer. Ek sal daai dokumentasie by die dossiernommers vir jou plaas op my dinge. Ek sal die hele aangeleentheid wat met die stasiebevelvoerder bespreek is. Ek sal dit alles plaas op my NAS, op my Nou Hannes, dis hoekom al is wat ek ons kan 3 doen. jaar Ek kan- later? Luister nou vir my, as ons dan nou 'n polisieman omgekoop het en die polisieman het jou aangerand en jou telefoon gesteel, hoekom is nie ek of Leonie of die polisieman 3 jaar later al vervolg deur die staat tot daai saak nie? Wat het dan nou van die saak geword? seker vir dieselfde seker maar vir dieselfde seker vir dieselfde rede dat ek na 4 jaar nog nie gearresteer is omdat ek jou se mawe op sy huis wil hardloop weg. seker maar presies dieselfde rede skaap. Maar Waar loop ek weg vir die polisie? Reg langs die polismanne gebly. Hannes, Dat video gemaak met 'n wys hier is die polisie wen nie langs. Hannes, ek het vir jou vra, hoekom los die haatgroepie en julle nie vir jou nie en verskalk uit en beweeg aan met julle lewens? Is dit omdat julle nie meer jonk is nie dat julle eintlik exciting en opwindendheid vind? Hou julle van drama? Ek vra net want geniet julle dit want dit lyk vir my dat mense wat ek klaar praat, lyk vir my of mense wat op Facebook is amper 1 voet, sorry ek bedoel nie lelik nie, maar 1 voet in die graf en 1 voet op aarde. En die ding is dit lyk vir my partykeer of dit soos 'n skinderplekkie is. Jy weet en ek wonder net hoekom sê nie Ek is al 2 jaar nie op Facebook nie. Vra gevra. Wat van al jou fake profiles? Hoekom is jy nie meer op Facebook nie? Hannes? Vertel vir ons. En wees nou eerlik. Wag ek Ek kan wag. Ek wil gou gevra. Wie is Kai Pinaar onder nie andere? op Facebook. Wie is Okay, nee, gaan aan. Hannes, hoekom is al jou profiele op Facebook sowel as jou WhatsApp toegemaak? Ek het nie, waar is my WhatsApp toe? Ek praat nie elke dag op WhatsApp. Hannes, ek het die screenshots waar jy klaar, jy moes vir jou 'n nuwe telefoon gaan koop het. Jou WhatsApp was so geblok gewees deur Interpol dat jy vir jou 'n nuwe telefoon moes gaan koop het. Hannes, ek stel dit vir jou nou as 'n feit. Ag, Here, Al skaap. jou profiele op Facebook is toegemaak gewees Skaap. omdat Dis daar nonsens. klagtes teen jou was vir die verspreiding Dis van nonsens. kinderporn en Facebook. Hallo, is ek terug? Kan ek gans? Okay, as ek terug, sorry, ek het nou net die live net uitgebom. Dit gebeur so nou en dan, ek weet nie. En daar gebruik by ja. Ekskuus julle, die live het uitgebom. Leonie, as hy Ekskuus julle, die live het uitgebom. Dit gebeur so nou en dan. Ons het so gesien. Dis reg. Dit gaan boem en toe is ek weg. Okay. Okay. Kan jy my hoor as ek aan? Ja. Ja. Jy kan maar jou kamera aflos, Hannes. Ek is bang om ek gaan vir jou praat hier. Ek weet jy nie. Eerder. Okay, maar julle kan my hoor want Ek het nogal vir jou ek mooi swart screen hierso. Ek sien dat swart skerm. Okay. Okay, ja, ek jy sien mos ek is moet ek uit O, hy sê dit is swart skerm. Leonie, sit net jou kamera aan dat ek net sien jy's nog hier. Koffie is geroer, nou kan ek okay, daar's jy. Ek het vir Hannes en ek 'n prytjie hierso. Nice een. Sê net gou iets want ek hoor jou nie. Okay, Janie, ek dankie. Ek wil net alles confirm. Moderators, kan julle net vir Hannes terugsit asseblief? Ek soek net gou 'n paar goedjies wat ek vir julle wil wys. So, ek's net gou hier besig. Want anders wil ons stry. So. Dis bietjie bewyse bring. Skalk dit nou. Ag nee, ek weet dit skaars swart. Kan julle wil nie dat ek opkom nie, maar okay, so right. Kan julle my hoor? Ja, kan jy hoor? Skalk het nou 'n ding gemaak van wat ek kinderporn versprei en ek het by my
my ding is nee, waar is dit? Hoekom is ek nie gearresteer nie, Skalk? As ek dan 'n kinderporn versprei het, hoekom is ek nie gearresteer ooit nie? Hoekom is ek nog nooit ondervra oor so iets nie? Dis nonsens. Jy gaan dalk bietjie moet wag tot hy terug is. Is dit vir jou logies dat ek gearresteer sou geword het as ek kinderporn gehad het? Ek vra jou dit. Antwoord my, bin. Ekskuus, ek was net besig om met versker gedem op Facebook. Okay, en Skalk is net gaan die kombuis, hy's nie hier nie. En ek het net gou bewyse wat Ek weet nie wat die beweringe wat gemaak is nie. Ek kon nie hoor nie want ek was uitgeskakel. Okay, Hannes het vir jou 'n vraag gevra. Okay, ek het gemaak dat my WhatsApp toe is en my Facebook is afgehaal deur Interpol omdat ek kinderporn versprei het. Dis sy bewering en ek het nie dit. Nou vra ek het dit nie gehoor nie. Okay, ek het gehoor. Nou vra Ek sal dit herhaal. Nou vra ek Ek sal dit herhaal. Meta het al jou Facebooke en jou WhatsApp toegemaak omdat daar klagtes was van verspreiding van kinderporn. Of hulle gekry het of nie, sal ek nie weet nie. Maar die feit van die saak is, al jou Facebook profiele en al jou groepe is toegemaak deur Meta. Is dit 'n feit? Is jou goed, Hannes? Is jou goed? Dis nie waarheid nie. Is jou goed? Maklikste sou wees bin stik my naam. Ek kyk my naam in op Facebook en kyk of ek nog daar is. Dis nie maklik. Jy het baie likes. Maar in alle geval, ek vra nou, en dit is nog 'n logiese vraag wat iemand van my moet antwoord. As dit so is dat ek kinderporn of versprei het, sou Interpol of Meta of wie ook al nie vir die polisie ingelig het en gesê het, luister, hierdie ou het kinderporn en hy versprei dit, soos wat Skalk sê, en julle moet hom gaan arresteer nie. Is dit nie logies dat so iets sal gebeur nie? Maar nou loop Skalk rond met hierdie bullshit en hy vertel vir mense hierdie goed en die dom mense glo hom. Dink jy daaraan dat ek lankal gearresteer sou geword het as ek nie 'n enkele foto gehad van kinderporn nie? So Skalk, jy moet begin dink wat jy kan nie net goed sê nie. Jy moet regtig begin dink wat jy sê. Anders, is jy bewus daarvan dat daar veelvuldige dossiere teen jou in Gauteng oop is rondom hierdie goed? Is jy bewus daarvan? Waar, Skalk, wie... Okay, gee my die kommers, dan kan ek self van uitvind of dit so is, want geen polisieman het my nog ooit gekontak oor jou veelvuldige dossiere wat jy het nie. Hoekom nie? Hoekom, ek is op TikTok, ek spoor ons... Ja, jy ken actually die kasnommers. Hannes, wat het gebeur met die foon? Luister gou vir my. Wat het gebeur met die foon wat Masongwa afgeneem het en tans nog in die SAP13 lê? Hoekom wil die polisie dit nie release nie? Hulle het dit gerelease, maar ek het dit nog nooit gehaal nie. Daar's 'n rede daarvoor hoekom ek nie gaan haal het nie. Hoekom wil jy nie jou eiendom gaan terugvat by die polisie nie, Hannes? Ja, Skalk, daai foon is 4 jaar oud. Ek het 'n baie nuwer foon. Wat klink met daai ou foon maak? Okay, ek gaan vir julle 'n paar screenshots wys van wat Hannes kwyt geraak het oor my. Ek gaan my meer kos om daai foon te gaan haal as dit foon werk. Okay, bin sê vir my as ek die volgende een moet opsit. Jy kan hulle almal opsit, Leonie. O, ek gaan. Ek gaan. Ja, sit my Ja, nee, ek sien nie. Okay. Dat ek net gaan die comments, julle gaan net die comments afsit. Ek gaan dit self doen. Ek dink ek gaan kyk. Is dit reg hierdie, Hannes? Praat jy dit goed? Om so van my te praat wat jy nie ken nie. Ek het nog nie klaar gelees nie, het so vinnig afgehaak. Is dit reg? Ekskuus. Jy genoeg tyd. Is dit reg van jou en jou man om te sê ek is 'n pedofiel? Oei, was dit reg van jou en jou man om vir my te sê ek is 'n pedofiel? Ek weet nie wat se saak het hy op jou geondersoek nie. Okay, net so. Dit is in jou naam. Wat 'n ondersoek het Skalk ooit gedoen? Wat 'n ondervinding het hy van ondersoek? Ek meen, wie het hom aangestel om 'n ding te ondersoek? Hallo, Hannes. Ek moet net gou eers hierdie goed gou kyk, kan almal net wag. Hannes, jy weet mos nou hoe die pedofiel ding gewerk. Jy weet mos nou. Ek het vir jou ondersoek. Daai goed is vir die polisie oorhandig in 2016. Ek het luister vir my.
Ek het op 'n video 2 keer al gesê. Jy praat jy lief. Waar is daai inligting skalk? Bly stil. Nadat dit vir die polisie oorhandig is, het ek self gesê daar het niks verder plaasgevind nie. Daarom sien ek dit van hier af as rumors. Hannes? Waarom sou dit nie Wag iets net. niks te doen almal. daaraan? Ek vra jou. Wag net. Wag, almal wag. Julle twee verdien mekaar